Matteus 18 vers 15 lees: As jou broer verkeerd opgetree het teen jou, gaan wys hom tereg waar jy eenkant alleen is. As hy na jou luister, het jy jou broer teruggewen. Maar as hy nie luister nie, neem nog 1 of 2 met jou saam, sodat alles wat gesê word deur die woord van 2 of 3 getuies bevestig kan word. En as hy na julle nie luister nie, sê dit vir die gemeente. En as hy ook na die gemeente nie luister nie, moet jy hom as 'n heiden en 'n tollenaar behandel. Dit verseker ek julle, wat julle ook al op aarde toesluit, sal in die hemel toegesluit bly, en wat julle ook al op aarde oopsluit, sal in die hemel oopgesluit bly. Verder verseker ek julle, as 2 van julle op aarde oor enige saak saamstem en daaroor bid, sal my Vader wat in die hemel is hulle dit laat kry. Want waar 2 of 3 in my naam saam is, daar is ek by hulle. Ons teksvers is vers 18. Wat julle ook al op aarde toesluit, sal in die hemel toegesluit bly, en wat julle ook al op aarde oopsluit, sal in die hemel oopgesluit bly. Ons kyk na artikel 32 van die NGB. Ek gaan dit kortliks gou vir julle voorhou. Die opskrif is die orde en die tug van die kerk. Ons glo verder dat regerders van die kerk, al is dit nuttig en goed om onder mekaar 'n bepaalde orde tot instandhouding van die liggaam van die kerk in te stel en te handhaaf, tog noukeurig moet oppas om nie af te wyk van wat Christus, ons enigste meester, vir ons ingestel het nie. En daarom verwerp ons alle menslike versinsels en alle wette wat mense sou wil invoer om God te dien, en om op watter manier ook al die gewetens daardeur te bind en te dwing. Ons aanvaar derhalwe slegs wat kan dien om eendrag en eenheid te bewaar en te bevorder, en om alles in gehoorsaamheid aan God te onderhou. Daarvoor is dit nodig dat die ban en alles wat daarmee saamhang toegepas word ooreenkomstig die woord van God. Ons kyk vanaand na 'n onderwerp, geliefdes, wat soms baie kontroversieel is. Dis die onderwerp van orde aan die een kant, maar ook van tug en dissipline in die gemeente van die Here. Die belangrike wat ons moet begin besef as ons oor hierdie belangrike onderwerp praat, is die vertrekpunt is uiters belangrik. As ons vertrekpunt rondom hierdie ingewikkelde en soms kontroversiële onderwerpe nie reg is nie, verstrengel ons onsself regtig vinnig in een of ander moeilike plek in. As ons praat oor die orde en die dissipline en die tug in die gemeente, moet ons begin by God self. God verklaar, deur die apostel Paulus verklaar hy is 'n God van orde. Die standaardteks wat daarmee geassosieer word, vind ons in 1 Korintiërs 14 vers 33. Dit lees: God is tog nie 'n God van wanorde nie, maar van orde en vrede. Nou dadelik as ek hierdie teks in isolasie lees, dan sal jy vir my sê, maar ons moet versigtig wees want die konteks bepaal tog die betekenis, help tog die betekenis van hierdie teks. Nou kom ons bou die konteks rondom hierdie teks. Hierdie teks word genoem in die konteks van 1 Korintiërs 12 tot 1 Korintiërs 14. In 1 Korintiërs 12 tot 14 kom Paulus en hy spreek wangebruike in die gemeente aan. Wat het in die gemeente in Korinthe gebeur? Wat gebeur het in die gemeente in Korinthe is, daar was mense wat gawes gehad het, en hulle het hierdie gawes begin aanwend in die gemeente, maar die een het gedink, die een gawe is belangriker as die ander gawe. En dis hoekom Paulus dan in 1 Korintiërs 13 kom, 'n baie bekende gedeelte, ons hoor dit gereeld by troues, wat ek nie altyd weet wie konteks daar is nie, maar ons hoor dit gereeld by troues, wat sê die liefde is die grootste gawe. So wat kom Paulus hier doen, is hy sê, julle kan nie te spog loop met julle gawes nie, julle kan nie julle gawes aanwend en ander mense verdruk en onderdruk, omdat julle dink, julle gawes belangriker is as die ander ou se gawes. Daarom sê hy, julle het almal die gawe van liefde, julle moet liefde onder mekaar beoefen, julle moet eensgesind wees onder mekaar. Julle moet nie hoogmoedig wees oor julle gawes nie, julle moet nederig wees as julle hierdie dinge aanwend.
Julle moet hierdie gawes aanwend in diens van mekaar en tot opbou van die liggaam van Jesus Christus. En in hierdie konteks, nadat hy hierdie gesê het van 1 Korintiërs 12 en 13 en 14 en as jy by die huis kom gaan lees dit, is baie interessante hoofstukke om te lees. Aan die einde van 1 Korintiërs 14, dan sê hy, God is 'n God van orde. God is tog nie 'n God van wanorde nie, maar van orde en vrede. Dadelik sien ons hoekom dit belangrik is dat Paulus dit hier sê. Dis belangrik dat hy dit hier sê, want hy sê hierdeur, ons moenie mekaar opeet en byt en verskeur met ons gawes nie. Nee, God is God van orde. En dit wat moet gebeur, en hy stippel dit uit in 1 Korintiërs 12 tot 14, stippel hy uit oor die kenmerke en die belangrike dinge wat in plek moet wees, as hierdie gawes aangewend word in die gemeente. Die GKSA het soos meeste gereformeerde kerke daar buite 'n kerkorde. Die kerkorde bepaal hoe ons dinge doen binne in die kerk. Die kerkorde bepaal hoe ons byvoorbeeld ook saam met ander gemeentes wat in ons verband saam met ons is, hoe ons byvoorbeeld 'n predikant kan beroep, hoe vergaderings moet lyk, wat ons leer en wat belangrik is en wat die opsig van die opdrag van die ouderlinge is ensovoorts. Die kerkorde bepaal hoe te hanteer word in die gemeente en al hierdie dinge, juis omdat God 'n God van orde is. Dit reël ook hoe ons met ander kerke in ons verband omgaan. Die kerkorde gee dus vir ons hierdie riglyne, maar wat belangrik is, hierdie riglyne gryp ons nie uit die lug uit nie, ons het dit nie uitgedink nie, hierdie riglyne is gegrond op die skrif, op die woord van die Here. Een ding moet ons vanaand baie mooi vasmaak vir onsself, dit is Jesus wat sy kerk regeer deur die woord en sy gees. En as ons na die woord van die Here kyk, dan kyk ons en dan sien ons daar's beginsels wat ons as grondslag kan handhaaf ook oor hoe ons kerk moet inrig, ook oor hoe ons kerk moet lyk. En dit vat ons saam in ons kerkorde. Dit hy wat sy kerk regeer deur sy woord en gees en hy stel manne, ouderlinge aan om ook die uitvoerende gesag te wees, om ook te kan gaan en die kerk te kan bedien met die woord en die gees en deur die gees. Hierdie vertrekpunt waar ons by God begin en die vertrekpunt dat Christus sy kerk deur die woord en die gees regeer, is kernbelangrik. Die oomblik as Christus nie meer sy kerk regeer nie, deur sy woord en gees nie, dan is ons besig om persoonlike ervaring of allerhande persoonlike dinge wat van buite die Bybel kom in te lees in die woord van die Here. Die woord en die gees is nie in kontras met mekaar nie. As iemand na jou toe kom ek vat 'n praktiese voorbeeld. As iemand na jou toe kom en sê, 'n engel het aan my verskyn in die aand en hy het gesê hierdie en hierdie en hierdie dinge, dan moet daardie dinge getoets word aan die woord van die Here. Die oomblik as daardie dinge die woord van die Here weerspreek, dan dit kan nie wees nie, want die gees kan nie in kontras wees met die woord. Maar nog meer is dit daar moet ook getoets word vanuit die woord of dit nog gebeur dat engele aan mense verskyn, byvoorbeeld. Alles wat ons doen, alles wat ons is, alles wat ons ervaar, alles wat gebeur, moet getoets word aan die woord van die Here. Dis ons grondslag waaruit ons leef. Dis ons vertrekpunt. Dit is die belangrikste grondslag waaruit ons dink. Dit gaan nie oor ons persoonlike ervaring nie. Dit gaan nie oor dit wat ons sien of hoor of dink nie. Dit gaan oor wat die woord sê vir ons. Die woord en die gees kan nie geskei word van mekaar nie, want dis die gees wat die manne geïnspireer het om die woord van die Here te skryf, en ons erken en bely die woord van die Here as onfeilbaar, juis omdat die gees daardie getuienis het. Juis omdat die gees vir ons getuig dat die woord betroubaar is. Die gees bevestig dit vir ons. As iemand dus verklaar dat die gees 'n opdrag gee en dis in kontras met die skrif, dan moet ons versigtig wees.
hierdie tipe van verklaringe, hierdie tipe van dinge wat ons in ons hedendaagse tyd hoor, bring baie maklik onenigheid in 'n gemeente. Inteendeel, dis baie keer dwaalleer wat verkondig word. Dis in die eerste plek die belangrike vertrekpunt wat ons hier moet handhaaf. Jesus Christus regeer sy kerk deur die woord en die gees. Die tweede belangrike ding wat die NGB hier aanraak is, dit sê, en daarom verwerp ons alle menslike versinsels en alle wette wat mense sou wil invoer om God te dien en om op watter manier ook al die gewetens daardeur te bind en te dwing. Terselfdertyd verwerp ons alle reëls wat deur mense voortgebring word, waardeur iemand se gewete gebind kan word. Gehoorsaamheid is nie gehoorsaamheid aan die kerkraad nie, gehoorsaamheid is in die eerste plek gehoorsaamheid aan die skrif. Want die kerkraad van 'n gemeente moet gehoorsaam wees aan die woord van die Here. Hulle moet gehoorsaam wees aan die skrif. Ons kan nie menslike persoonlike reëls begin invoer in die gemeente en mense begin dwing om dit te onderhou as ons dit nie kan bewys vanuit die woord van die Here nie. Menslike reëls is nie afdwingbaar nie. Dit moet ons besef. Ja, dis waar, ons het sekere reëls wat praktiese reëls is. Ons het 'n reël oor hoe laat die aanddienste begin en ons het 'n reël oor die oggenddienste ensovoorts. Maar ons moet versigtig wees, sê die katekismes. Sê die Nederlands geloofsbelijdenis. Ons moet versigtig wees dat dit hierdie dinge nie afdwingbaar is. As daar iets is wat ons ondervind in die gemeente, wat nie volgens die skrif is nie, dan is daar 'n kerklike pad wat ons moet stap. Dan moet ons die kerkraad van daardie gemeente in kennis stel. En hulle laat weet dat hierdie ding wat gedoen word nie volgens die skrif is nie. En dan moet hulle weer tot gehoorsaamheid aan die skrif opgeroep word. Ons dink dalk hierdie goed gebeur nooit, maar hierdie dinge gebeur in gemeentes. Daar's gemeentes waar die kerkraad nie meer gehoorsaam is aan die woord van die Here nie. Waar dit nie meer die grondslag is van daardie kerke nie, of daardie kerkverband nie. Christene is verplig om by 'n plaaslike gemeente betrokke te wees. Christene is verplig om hulle self aan die gesag van die ouderlinge, die gesag van die kerkraad te onderwerp. Maar hulle is ook verplig om die kerkraad daarop te wys as daar iets is wat in stryd is met die woord van die Here of met ons belydenis, wat natuurlik ook gebaseer is op die woord van die Here. Daar's 'n kerklike weg as hierdie dinge nie reg is nie. Hierdie in Nederlandse geloofsbelijdenis handel ook oor 'n ander belangrike feit en dit is die feit van tug. Nou tug kan so maklik daar buite misbruik word as 'n woord wat beteken ons straf iemand en ons slaan iemand tot hy glo wat ons glo. Nee, tug is 'n liefdeshandeling. Dit is om 'n broer of 'n suster wat ons sien besig is om te struikel, wat ons sien in sondevolle hart, terug te bring na die waarheid toe. Dit het 'n geestelike karakter. Dis nie 'n regsding nie, dis 'n geestelike karakter. In 'n eenvoudige sin kan dit sê, dis die vermaaning van die Here aan persone wat volhard in die sonde, het sy in leer of in lewe. Wat ek bedoel met leer of lewe beteken, leer beteken iets wat ons glo, of iets wat in die woord duidelik staan, is hierdie broer of suster besig om te verdraai. En lewe is natuurlik, hoe leef ons vanuit die woord van die Here? Hoe lyk ons lewe? Is ons lewe in ooreenstemming met die woord van die Here? Indien 'n persoon nie gehoorsaam is nie en nie tot inkeer wil kom nie, moet so 'n persoon afgesny word van die kerk van die Here. Dis die opdrag in Matteus 18 onder andere. Die handeling van tug gaan oor 3 belangrike dinge wat ons net weer en weer vir onsself moet vasmaak. In die eerste plek gaan dit oor die eer van God. As iemand in sonde bly volhard, as iemand die en 'n ander leer verkondig, is dit die eer van God wat in die slag bly. Dis mense wat mislei word
deur hierdie leer. Dis mense wat aanhou bly leef op 'n manier wat nie tot eer van God is nie. Die tweede belangrike ding is, dis die behoud van die sondaar. En hier is 'n belangrike ding. Ons moet bereid wees om hierdie pad saam met hierdie mens te stap. Dit is nie altyd maklik nie. Dit is nie altyd lekker nie. Dit is nie gemaklik nie. Maar dit is belangrik. Jy as Christen moet bereid wees om 'n pad saam met jou broer, jou suster, jou vriend te stap, om hom terug te lei na die Here toe. Derde belangrike ding is natuurlik die heil van die gemeente. Hoekom spreek ons dwaalleer aan? Hoekom spreek ons mense se lewe wat nie in orde is nie aan? Hoekom doen ons dit? Want dit raak die gemeente. As ons sonde maar net laat dit gebeur en voortduur, dan maak dit die hele bak suurdeeg later suur. Paulus skryf in 1 Korintiërs 5 vers 6 tot 7, julle selfverheffing is nie mooi nie, skryf hy aan die Korintiërs, weet julle nie dat 'n bietjie suurdeeg die hele deeg deurtrek nie? Verwyder dan die ou suurdeeg sodat julle nuwe ongesuurde deeg kan wees, en dit is julle ook werklik. Ons paaslam is immers geslag, dit is Christus. Laat ons dan fees vier, hoor mooi, nie met ou suurdeeg of met die suurdeeg van onsedelikheid en ander sonde nie, maar met die ongesuurde brood van reinheid en waarheid. Hoeveel meer moet ons sê oor hierdie teks? Dit is so pragtig, dit is so ryk. Dit sê Jesus Christus het vir ons sondes gesterf. Jesus Christus, ons paaslam, is vir ons geslag. Laat ons dan nie fees vier en vashou aan die sonde wat ons gebind het toe ons nog ongelowig was nie. Nee. Laat ons dit aanspreek. Ook in ons eie lewe natuurlik. In die eerste plek moet ons dit aanspreek in ons eie lewe. En laat ons ook ons broer en ons suster begelei na die Here toe. Die suurdeeg maak die hele bak suur as ons dit los. Die heil van die gemeente kom in die slag. Die suurdeeg moet uit die gemeente gesuiwer word, anders versprei dit deur die gemeente en maak die hele gemeente vrot. Tweede ander belangrike ding wat ons hier moet noem is die twee sleutels van die koninkryk. Daar's twee sleutels van die koninkryk. Die eerste plek is prediking en die tweede plek is die tug. Albei hierdie sleutels sluit oop en sluit toe. As ons die woord verkondig, is daar mense wat die woord aanvaar en daar's mense wat die woord gaan verwerp. Die saad val op die pad en die saad val op die goeie grond. Die saad val tussen die dorings of op die klippe en dit val in die goeie grond. So word die koninkryk van die Here oopgesluit vir sommige wat die woord hoor en tot bekering kom en vir ander bly dit toegesluit. Selfde met die tug. As ons na iemand toe gaan en ons verkondig die woord aan iemand, hoor weer die woord verkondig daar. Verkondig die woord van die Here aan iemand en vermaan iemand oor iets in sy lewe wat nie in plek is nie. Dan kan hy of dit verwerp of hy kan tot bekering kom. Die tug sluit oop of toe. Dis 'n pad wat ons stap. As jy aanhou bly verwerp, dan bly die koninkryk van die Here vir jou toegesluit. Want slegs mense wat gelowig is, kan deel wees van die koninkryk van die Here. Ons 'n paar tekste wat ons hier kan noem. Matteus 16. Ek sê vir jou, jy's Petrus en op hierdie rots sal ek my kerk bou en die magte van die doderyk sal dit nie oorweldig nie. Ek sal jou die sleutels van die koninkryk van die hemel gee en wat jy op aarde toesluit sal in die hemel toegesluit bly en wat jy op aarde oopsluit sal in die hemel oopgesluit bly. Net voor hierdie gedeelte het Jesus gevra, wie is ek? Wie sê julle is ek? Petrus sê, u is die Christus, die seun van die lewende God. Hierdie belydenis, sê hy, hierdie belydenis is die rots waarop die kerk gebou word. Hierdie belydenis is belangrik as ons naaste, ons broer en ons suster vermaan in die Here. Want ons glo Jesus Christus is die lewende God. Hy is die seun van die lewende God. Daarom gee
Jesus hierdie sleutel mag aan die kerk. Petrus hier, natuurlik een van die apostels, een van die fondasie waarop die kerk gebou word later, die apostels en die profete. Dis waarop die kerk gebou word. Hulle is die eerste mense wat daarin werk om die kerk van die Here op te bou. Na die uitstorting van die Gees in Handelinge 2. Hy gee hierdie sleutel mag aan die kerk. Hy sê, wat jy toesluit sal toegesluit bly en wat jy oopsluit sal oopgesluit bly, maar dis alleen op grond van hierdie belydenis van Jesus Christus as ons Here. As mense dit verwerp, bly die koninkryk toegesluit. Johannes 20 vers 22 tot 23 sê dieselfde ding. Hy sê, nadat hy dit gesê het, dit is Jesus, blaas hy oor hulle en sê, ontvang die Heilige Gees, as julle vir mense, hulle sondes vergewe, word deur God vergewe, as julle dit nie vergewe nie, word hulle nie deur God vergewe nie. Weer eens gegrond op die werk van die Gees, weer eens gegrond op die versoenende werk van Jesus Christus, ons Here. Dis wat hierdie dinge beteken. Hierdie vermaaning kan slegs geskied op grond van die woord van God, kan slegs geskied op die getuienis van Jesus Christus, deur die werking van die Heilige Gees. Kom ons praat net vir 'n oomblik oor die gewetensbindende deel van hierdie artikel. Vriende, ons kan nie mense se gewete bind oor sake wat ons nie Bybels kan aantoon nie. Romeine 14 onder andere praat oor sake wat middelmatige sake is. Sake waaroor ons mag verskil. In die gereformeerde kerk self is daar sake waaroor ons mag van gemeente tot gemeente verskil. En daardie sake is nie sake wat ons iemand se gewete op kan bind nie. Ons moet ruimte laat dat ons mag verskil oor hierdie sake. So ons moet versigtig wees dat ons nie rondgaan en iets verkondig wat 'n middelmatige saak is, iets wat ons egter nie iemand se gewete op kan bind nie. En dan maak asof dit 'n kernsaak is waaroor iemand se gewete gebind kan word. As ons dit doen, is ons nie meer Bybels besig nie. Natuurlik sluit dit belangrike kernsake uit rondom die woord van die Here. As ons verskil oor kernsake, moet daardie sake aangespreek word en dit moet hanteer word. Ons mag nie oor kernsake van mekaar verskil nie. Maar daar's middelmatige sake wat ons vryheid het om te verskil. Kleredrag sou so 'n voorbeeld wees. Dink nou maar vinnig aan 'n voorbeeld. Jy kan nie iemand bind op kleredrag nie. Alhoewel daar beginsels is wat gehandhaaf moet word, kan ons nie mense bind daaroor. Maar kom ons gesels oor hoe lyk hierdie tug. Matteus 18 sê as jou broer verkeerd optree, ons het dit net nou gelees, gaan en gaan wys jou broer tereg alleen. Ek wil afsluit met 'n paar praktiese stappe wat ons kan toepas as ons na ons broer toe moet gaan of ons suster toe moet gaan wat besig is om weg te dwaal. In die eerste plek begin tug nie daar buite nie. Dit begin hier. Begin in jou hart. Dit is baie maklik om rond te gaan en vir mense te sê wat hulle moet glo en moet leer en nie moet glo nie ensovoorts. Maar het jy al na jou eie hart gekyk? Het jy al toegelaat dat die woord van die Here in jou hart insny? Het jy al toegelaat dat die Gees in jou werk en druk op die seerplekke in jou lewe en op die sonde wat jy nie graag wil bely nie? Het jy dit eers toegelaat? Hier is die kernvraag. Kan jy met oortuiging sê dat jy jou broer wil aanspreek omdat jy waarlik lief is vir jou broer en nie wil sien dat hy of sy wil verlore gaan nie? Dis die tweede belangrike ding. Dit is so maklik om argumente aan te knoop, want dit is lekker en ons gaan hierdie argument wen en ons gaan vir hulle wys wie is die sterkste en wie is die grootste. Dit is maklik. Maar as jy regtig so gefokus dat dit regtig vir jou gaan, nie om die argument te wen nie, maar dit vir jou gaan oor hierdie persoon wat nie kan volhard in hierdie sonde nie, wat op pad is na die ewige dood. Is
dit wat jou hart vasklem? Voordat jy na jou broer gaan, bid ernstig vir jou broer. Bid deurentyd in hierdie proses vir jou broer of jou suster. Bid dat die Here hartsverandering sal bring, nie net in jou gemoed nie, nie net dat jou hart sal beskerm, dat dit nie later net oor jou en die argumente gaan nie, maar dat hy by hierdie persoon hartsverandering sal bring. Bid vir wysheid. Bid vir wysheid oor hoe jy hierdie situasie kan hanteer. Die Here gee vir ons wysheid om dinge te hanteer. Hy sê nie net storm in en slaan alles plat nie. Hy gee vir ons wysheid. Ja, soms kyk ons terug en dan dink ons, ek kon hierdie ding beter hanteer. Soms leer ons van mekaar. Maar die Here sal die leiding gee. Die Here sal die wysheid gee. Bid daarvoor. Verder wil Matteus 18 vir ons sê, ons moet alleen en privaat met ons broer en ons suster gaan praat. Uit liefde, omdat ons regtig omgee oor hierdie persoon wat voor ons sit, omdat ons regtig omgee en regtig wil hê dat hierdie persoon aan die Here moet vashou en nie meer moet wegdwaal nie, meer moet afdwaal nie. En dan sê dit, ons moet privaat met ons broer en ons suster gaan praat. Hoe mooi is dit? Roep jou broer een kant. Moet hom nie verneder nie. Roep hom een kant. Praat met hom. Natuurlik sonde wat in die publiek gedoen word en waar mense kan struikel, moet ons aanspreek in die publiek. Hierdie dinge is nie maklik nie. Vermaaning is nie lekker nie en is nie maklik nie, maar is nodig. Is nodig omdat ons lief is vir ons broer en ons suster. Is nodig. Ons moenie mense onnodig verneder nie. Dis die volgende punt. Verder, as ons 'n broer of suster het wat steeds volhard, nadat ons met hulle gepraat het, nadat ons vir hulle gewys het op hierdie dinge in hulle lewe, en ons kom nie reg nie, en hulle wil nie op 'n punt kom waar hulle hierdie sonde wil bely en laat staan nie, dan moet ons nog 'n broer saamneem met ons. Dis in hierdie konteks waar daai teks altyd aangehaal word. Ons hoor baie keer dit, waar 2 en 3 in my naam vergader, daar is ek met julle. Julle het seker al gehoor, mense sê dit baie. Die konteks is Matteus 18. Die konteks is nie sommer net nie. Die Here is altyd teenwoordig by ons, nie net waar ons 2 of 3 is nie. Net waar ons meer as 2 is nie. Die Here is altyd by ons. Maar hier is hierdie ding van, in die hof was dit die gebruik dat as 2 of 3 hierdie getuienis gee van hierdie persoon en dat ons moet stap in hierdie pad, dan staan dit vas. So presies hierdie selfde vergelyking word hier gebruik, waar 2 en 3 by mekaar is, daar staan hierdie getuienis vas. Dit gaan oor die getuienis van hierdie persoon. Verder, as ons weer by ons broer kom en ons vermaan ons broer weer in groot wysheid, en ons het gebid saam met ons broer, en ons het gebid voor die tyd vir wysheid ensovoorts, en ons broer wil steeds nie hoor nie, dan sê dit aan die gemeente. Betrek die gemeente. Kry die ouderlinge om te help, om hierdie pad saam te stap. Hou aan vir hierdie persoon, bid, sê dit aan die gemeente, sodat hierdie gemeente ook kan saam bid hier. Sodat hulle kan saam stry vir die evangelie en vir die behoud van die sondaar. Jesus sê laastens, as iemand nie dan wil hoor nie, moet hy soos 'n heiden wees. Iemand wat steeds besondere bearbeiding benodig. Dis nie iemand wat ons afskryf nie. Dis nie iemand wat ons uit die erediens uitjaag nie. Dis iemand wat ons besig is om te evangeliseer. Dis 'n evangelisasie saak. Ons gaan na daardie persoon toe, soos ons na ongelowige toe gaan. En ons verkondig die woord, tydig en ontydig aan daardie persoon. Besondere bearbeiding daarna wat volg. Vriende, kom ons vat saam. Ons het vanaand na 'n paar dinge gekyk. Ons het in die eerste plek gekyk en gesien, God is 'n God van orde. Hy regeer sy kerk deur 2 primêre maniere, deur die woord en deur sy gees. Hy versamel ook sy kerk op daardie manier.
Ons het gesien geen menslike reëls wat nie Bybels geregverdig kan word nie, kan bindend toegepas word op die gemeente van Christus nie. Terselfdertyd moet elke Christen homself of haarself onderwerp aan die gesag van die plaaslike gemeente en moet hulle ook by die plaaslike gemeente inskakel en deel word van die plaaslike gemeente. Hebreërs 10 is baie duidelik in hierdie opsig. As daar iets is wat ons agterkom nie volgens die woord van die Here is nie, het ons gesien, het ons 'n kerklike pad om te stap. Ons moet eerlik vir die kerkraad sê, vir die ouderlinge van daardie plaaslike gemeente, hierdie dinge is nie volgens die woord van die Here nie. En hulle moet dit regmaak. Laastens het ons gekyk na die tug. Ons het gekyk na die tug, ons het gesien die tug is 'n liefdeshandeling waar ons broer en ons suster wil terugtrek na die Here toe. Verder het ons gekyk na praktiese reëls, praktiese dinge wat ons kan toepas, stappe wat ons kan toepas om ons broer en suster terug te trek na die Here toe. Vriende, hier is nie 'n maklike onderwerp nie. Dit is 'n sensitiewe onderwerp. Daar's baie misverstand daar buite oor hierdie onderwerpe. Maar die een ding wat ons vanaand vir onsself moet vasmaak is dat hierdie dinge is belangrik. Dit is deel van die woord van die Here. Ons word opgeroep om as Christene ook dit te gaan uitleef. Kom ons gaan en in 'n groot liefde stap ons 'n pad saam met die ongelowige. Saam met ons broer en suster wat dalk net gestruikel het, selfs dalk nie eens ongelowig is nie, maar wat gestruikel het. Kom ons gaan stap 'n pad saam met en op die regte manier. En ons sien in die woord dat die Here 'n God van orde is. Amen. Kom ons bid saam.